keer dan vra ons vir die Here moet ingryp. Baie keer vra ons vir die Here, waar is hy? Vra vir hom om ons met krag aan te doen en ons vra dat hy ons kom ontmoet en dan kom hy soos vanoggend en hy kom ontmoet ons. En dis buite die verwysingsraamwerk. In die laaste weke as jy by was en jy het geluister en jy het gevolg wat die Gees sê, het hy begin met ons met expand, om verruim. Dat hy buite die parameters van ons begrip werk, dat hy verby wat ons dink en hoe ons dink hy moet werk. Dat dis dalk net buite die grens van ons persepsie van wie God is. Dis juist daar wat hy ons kom ontmoet en as ons nie bereid is om die tentpenne uit te haal en te verruim nie, dan bly ons in daardie grense van wat ons dink is reg. En ons het die woord gepraat oor die woord van 1 Korintiërs 2 vers 9 wat sê what eye has not seen and ear has not heard and has never come up in the heart of man, all that God has prepared and set it aside and keeps it ready for those who love him. Onthou julle? En ek het gepraat oor die grense van ons persepsie. Ons het gepraat oor dat die oog is die lamp van die liggaam. Die oog is nie die venster van die siel nie. Dit is een of ander digter. Dit is nie skriftuurlik nie. Die oog is die lamp van die siel en as die lig donker is, hoe donker is die liggaam nie? En is juist hier wanneer ons in sulke oomblikke kom soos vanoggend dat ons net buite die grens sal gaan. Dat ons net die tentpen sal uittrek en sê, Here, kom werk soos U wil. Want hy sê vir ons in Matteus 16 en vanmôre toe ek inkom, toe voel ek, ervaar ek die teenwoordigheid. Terwyl ons nog besig was om op te slaan en aan te gaan, het ek net geweet dat die Here wil vanmôre iets spesiaals hier kom doen. En dat ons hom die vryheid sal gee om te doen wat hy die beste doen. Om te wees, om God te wees, om 'n Vader te wees in ons midde, om lewe te wees, om die lig te wees, om geneesheer te wees, om restaureerder en hersteller te wees, want dis wie hy is, om liefde te wees onder ons. En wanneer ons in hierdie grense beweeg van dis hoe Sondagoggend lyk, of dis hoe my stilte tyd lyk, en dis hoe ek met die Here kommunikeer, en dis hoe God met my kommunikeer, en wanneer ons in daai grense bly, dan raak ons so gewoond, ons raak so familiair, en daarom het ek gesê, dit is tyd weer dat die Here ons uitdaag, dat hy ons vorme, ons konstruksies, die konstruksie wat ons het in ons kop, van wie hy is, en hoe hy moet werk, en wat moet gebeur, dat hy dit sal weer eens kom uitdaag. Want ons is besig om weg te breek van 'n konstruksie wat gevorm is deur tradisie, deur ons menslike insig en ons menslike intelligensie en ons persepsies. Ons is besig, want ons het 'n konstruksie, want ons wil sin maak. Ons is mense wil patrone hê, hulle wil sin hê. En dis hoekom dit so moeilik is vir sommige van ons om in die gees te wandel, want ons het nie 'n konstruksie nie. Ons het nie 'n verwysingsraamwerk nie, en veral wanneer ons bietjie oor-analities is, en wit en swart is, en alles wil dissekteer, en alles wil verklaar, en dis waar die uitdaging kom vir ons geloof, want God werk buite die raamwerk van ons menslike denke. Ek het vir jou gesê laas week, in hierdie konteks, in die konteks van ons konstruksie, en wanneer ek praat van 'n konstruksie, dan sien ek hierdie dorp, ek sien die stad, ek sien die geboue, ek sien die strate wat ons loop, die gedagtes, die gedagtegange wat ons loop, die gedagtegang, die strate waarin ons kop ingaan, die strate van gewoonte, die strate van reaksies, die strate van verwysing, die strate van persepsie, die strate en die konstruksies, die konsepte van wat is geloof, die konsep van wat is die lewe, die konsep, en ons staan voor hierdie konstruksies wat ons gebou het, en wat gebou is in ons deur skool, deur kultuur, deur godsdienst, deur kerk, deur geestelike leiers, deur
ervarings en ons staan voor hierdie monumente. Staan voor hierdie monumente van wat ons dink God is. En dan kom hy. En hy sê in Johannes 17:17, my woord is die waarheid. Thy word is truth. Thy word is truth. Sanctify them with your truth. En hy vat ons, en hy roep ons, en hy nooi ons uit. Vanmôre was weer die geleentheid, dit was 'n uitnodiging. En dis hoekom ek gesê het, breek net die patroon. Breek net die patroon van jou hart, breek die patroon van hierdie konstruksie, van dis hoe God werk. En doen net iets, al het jy net op 'n ander manier dit beleef vanmôre. Ek praat nie van fisiese, dit help, vir van ons help dit om fisies die patroon te breek, maar ek bid net dat binne in jou gedagtes vanmôre, in jou belewenis vanmôre, in jou samesyn, of jy, waar jy ook al in hierdie gebou was vanmôre, dat jy net 'n ander belewenis sal gehad het, want daar was 'n uitnodiging om in te kom. Waarheen, Elma? Na hierdie ander waarheid. En God vergelyk dit met 'n stad. Hy sê julle, Galasiërs 4, ek kan maar gaan lees. Hy sê julle is die nuwe Jerusalem. Julle is die stad uit die hemel uit. Want is ons nie geboue van God nie? Is ons nie 'n woning nie? Hy sê die nuwe Jerusalem is julle moeder. Hier is 'n nuwe konsep, hier's 'n nuwe waarheid, hier's nuwe spasie. Hier's nie en ons vanmôre terwyl ek voorberei het en gisteraand ook, en terwyl ek hier sit en ek beleef ek Matteus 16 waar Jesus sê ek kop, hoof, autoriteit, die hoof van sy liggaam, ek sal my kerk bou. En die poorte van die hel sal haar nie oorwin nie. Ek sal jou bou. En baie keer het ek julle al gevra, wie bou jou? Wie bou jy? Wie laat jy toe om jou te bou? Is dit jou tradisie? Is dit die dominee, die pastoor, die priester, die wat ook al? Is dit geestelike mentors? Die ding is, ons kan saam met mekaar loop, maar wie bou jou? En vanmôre, in hierdie konteks wat ons vanmôre is, bou Jesus ons, hy bou ons op verskillende maniere. Jesus het nie net een vorm nie. Jesus het nie net pleisters en sement en stene nie, hy bou met ander goed. Ons wil bou met hooi en stoppels en klei, maar dit is tydelike goed, want dis ons idee. Maar in 2 Korintiërs 3 dan sê hy, wees versigtig wat julle op hierdie fondasie bou. Hy sê Jesus is die fondasie, maar wees versigtig. Laat elke man versigtig, elke vrou versigtig wees wat jy op hierdie fondasie bou, want hooi, strooi en stoppels is menslike goed, is aardse goed, is tydelike goed, maar die silwer, die goud en die edelgesteentes is hy. Dis hy. En die ding is, wanneer Jesus ons bou, dan kom bou hy ons op verskillende maniere. Hy bou ons in ons stilte tyd. Hy bou ons ook in tye wat dit taaf is. Want dis in daai tye wat hy goed kom uithaal. Hy kom sny goed uit ons uit, chirurgies, wanneer ons in die vuur staan soms. Wanneer ons in moeilike omstandighede is, dan kom sny hy goed uit ons uit. Want andersins, as ons nie in daai situasie was of is nie, sou dit nie ge-expose wees wat in ons harte lê nie. So soms wanneer ons in moeilike situasies is, dan is dit juis wanneer ons sien wat is in ons. Hoe reageer ons? Waar gaan ons in ons koppe as dit moeilik gaan? Waar gaan grawe ons goede uit
wat God lankal vergewe het, wat God lankal meer gedeel het. En dit is wat die vyand wil hê. Die vyand se strategie is wanneer dinge nie gaan soos wat ons nie, dan swaai hy, dis soos 'n flits. Hy swaai die flits na jou toe. En nou begin jy dink, wat het ek gedoen? Waar moet ek nou gaan? Waar moet ek gaan fix? Waar moet ek gaan regmaak? So met ander woorde, die strategie is, hy swaai hom na jou toe, so die fokus is nou weer op jouself. Maar die woord is 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voet, en die woord skyn na Jesus toe. So in plaas van om die flitslig op, of die spotlight op jou te sit die spotlight op Jesus. Want as ons hier is ons verlore, want waar gaan draai ons? Dan gaan ons karring ons met die bloedlyn vloeke, en dan gaan karring ons met dit, en dan gaan karring ons met dit, en is die een se skuld, en is daai een se skuld, en is my ma se skuld, en my pa se skuld. Jy sal 35 sis, dit kan nie meer die ma se skuld wees nie. Jy moet verantwoordelikheid neem, want Jesus het jou vrygemaak. Ons moet by 'n plek kom waar ons vergewe en klaarmaak met die dinge van die verlede. En dat ons kan bou met silwer en goud en edelgesteente. Jesus bou ons in tye soos vanmôre in worship. Hy bou ons met die woord. Hy bou ons wanneer ons in moeilike tye is. Hy bou ons in die valleie, maar hy bou ons ook op die toppe. Hy bou ons want hy sê, ek sal jou bou. Ek sal my kerk bou. En wanneer ons praat van kerk, asseblief, teen hierdie tyd moet jy al weet, dis nie geboue nie. Baie mense kom kerk toe, maar hulle is nie die kerk nie. Moenie kerk toe kom nie. Wees die kerk. Wees. Daag op. Daag op met jou gawes, daag op met jou hart, daag op met jou hele wese. Daag net op, want hier's die kerk. Hier sit die kerk voor my. Daag net op. Shift net die mindset van, ag, ons gaan kerk toe. Of iemand nooi my kerk toe. Nee, ons die uitnodiging daar vanmôre in hierdie plek is, kom wees die kerk. Want Jesus bou jou. En as hy jou bou, sal niks wat die vyand en die duiwel beplan, sal oor jou kom. Dit sal jou oorweldig nie. Voel jy dit? Ja, natuurlik. Ervaar jy dit? Ja. Dit vrywaar ons nie van moeilikheid nie. Maar dit gee vir ons die waarborg, dat niks wat na ons kant toe gegooi word, sal jou oorrompel of oorwin nie. Wat vanmôre na my toe gekom het, ek het heeltemal op 'n ander lyn gegaan, maar vanmôre toe kom Galasiërs, en in die Afrikaans sê dit so mooi, ek het nou Engels hier, maar hy sê in Galasiërs 5 vers 1, in die 1933 vertaling, hy sê, luister, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het. En moenie weer onder die juk van diensbaarheid kom nie. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het. En moenie weer onder die juk van diensbaarheid, ander vertaling, slawerny, onderdanig word nie. Nou wanneer ons kyk na die woord slawerny, dan beteken dit dat jou vryheid is van jou weggeneem. Watter vryheid? Dit is wanneer iets op jou afgeforceer word. Soos byvoorbeeld werk, forced labor, om iets te werk en dat jy beperkte vryheid het. Wanneer ons kyk na Galasiërs 5 en ons in die konteks van Galasiërs, dan praat hy van die wet van Moses. Want in hoofstuk 4 kom hy uit en hy sê, hy gee vir ons die analogie, ek wil graag hê jy moet hierdie week Galasiërs gaan lees. En gaan lees, waarvan het Christus jou vrygemaak? Hy het jou vrygemaak om weer onder die
geforseerde werk van die wet te kom. Hy het jou vrygemaak, hy set you free, hy het ons vrygemaak van the forced labor of the law. Jy moet dit, jy moet dit, jy moet dit, jy moet so lyk, jy moet so bid, jy moet so praat, jy moet so aanbid, jy moet so. En dan gee vir ons die analogie. Kom ons lees dit. En hy kom en hy maak ons vry van hierdie ding. Hy sê, kom ons lees hier van vers 22. For it is written that Abraham had 2 sons, one by the bondmaid and one by the free woman. Van wie praat hy? Hy praat van Ishmael, the bondmaid, en een van die vrye, Isaac, né? So hy het twee seuns. Hoor wat sê die woord. Hy sê, but whereas the child of the slave woman was born according to the flesh and had an ordinary birth, the son of the free woman was born in fulfillment of the promise. Now all this is an allegory. Dis 'n vergelyking. So alhoewel Abraham 2 fisiese seuns gehad het, is dit beeldspraak. Dit is beeldspraak, dis 'n vergelyking van iets, van 'n groter waarheid. OK? Die een by die slavin, sy naam is Ishmael, en die een by Sarah is Isaac. Die een is gebore uit die slavin uit, is 'n slaaf. Die ander een is gebore, en hy is gebore as gevolg van die belofte, wat God gegee het, jy sal 'n seun hê. Ishmael was die plan van die vleis. Sê B, was plan B, was nie plan A nie, maar dit was die menslike plan. So met ander woorde, in ons menslike planne kan ons in slawerny goed opwek, wat God nooit beplan het nie. Ishmael was nie beplan deur God nie. Was nie beplan nie. Isaac was die belofte, Isak was die belofte. En Isak was gebore uit vryheid en in die regte konteks, nie uit 'n slawe nie. Nou hy sê hierdie twee, Ishmael en Isak, is 'n vergelyking, is beeldspraak. Dis 'n voorbeeld van iets groter. Luister, sê saam met my, ek het ore, Here, om te hoor. En nou gaan ek iets druk, en ek gaan iets in die gees teen weer eens 'n persepsie kom, wat ons geleer is deur verskillende leerstellings. En ek en jy moet besluit, wanneer gaan ons hoor wat sê die Here, en wanneer gaan ons vashou aan ons eie idees. OK? Want hy sê, luister, hy sê, now all this is an allegory. These 2 women represent 2 covenants. Dis 'n beeld, dis 'n voorskadu van iets regtig, 'n groter prentjie. One covenant originated from Mount Sinai, where the law was given and bears children destined for slavery. This is Hagar. So wie is die kinders van slawerny? Die wat die wet by Sinaï ontvang het. Die woord sê Paulus, fariseer van die fariseërs, Jootjie onder die jootjies, sê, hierdie Israel, wat die wet by Sinaï ontvang het, is Hagar, is die kinders van slawerny. Het julle dit? Nie, ek het woensdag aand gesê, ons is nie Israel nie. Ons is 'n nuwe skepping in Christus Jesus. Hierdie twee is 2 verskillende verbonde. Jy kan nie Israel se goed wil vat en dit op die nuwe skepping wil kom neer patroon nie. Dis nie 'n template vir die nuwe skepping nie. Dis 'n slavin en 'n vryvrou. Dit is Hagar en Sinai en Sarah. OK? Luister.
Hy sê, one covenant originated from Mount Sinai where the law was given and bears children destined for slavery. This is Hagar. Now Hagar is and stands for Mount Sinai in Arabia, and she corresponds to and belongs in the same category with the present Jerusalem, for she is in bondage together with her children. Selah. Selah, kerk. Selah. Hierdie is die slavin. Hierdie is kinders van slawerny met 'n spesifieke verbond. Hierdie kinders is ook 'n direkte verwantskap met die fisiese Jerusalem in Israel. En dis nie vry nie. Dis nie 'n vry vrou se kinders nie. Solank as wat jy in hierdie verbond en hierdie verbond erken, bly jy vir altyd 'n slaaf. Jy kan nie die twee verbonde meng nie. Jy kan nie 'n Israeliet wil wees en 'n nuwe skepping in Christus nie. Jy's of in Moses of jy is in Christus. Hoor wat sê die woord. Hy sê, but the Jerusalem above, the messianic kingdom of Christ is free and she's our mother. Hier gaan nie 'n stad uit die hemel uit neerdaal nie. Hier sit die stad. Daar's 'n familie in die hemel en daar's 'n familie op die aarde. Saam is ons die nuwe Jerusalem, waarvan hy die lig is. Die son is nie nodig nie, die maan is nie nodig nie, want hy is die lig van die wêreld. So met ander woorde, as jy vanmôre net hoor, daar's twee lyne. Dit is 'n beeldspraak, dis 'n voorbeeld, dis 'n voorskadu. Ismael wat uit die plan en die plan van Sara en Abraham gekom het, is 'n slawe kind. Daar's 'n verbond. Moenie nou dink aan Ismael die Arabiërs nie. Moenie nou fisies gaan nie, vleeslik gaan nie. Hy gebruik dit as 'n beeldspraak. Met ander woorde, wie het die wet ontvang by Sinaï? Kerk, praat met my. Wie die wet ontvang by Sinaï? Ons praat nie nou van Arabiërs nie, ons praat nie nou van moslems nie, ons praat van Israel. Die woord sê, hulle is die kinders van slawerny. En hulle is so gedirek gekoppel met die fisiese Jerusalem, dat daai Jerusalem, noem die woord, is Hagar. Wat wil jy in Hagar gemaak? Ek praat nou nie van toerisme nie. Wat wil jy in Hagar gaan maak? Wat soek jy in Hagar? As dit nie jou moeder is nie. Wat soek ons in die wet? Wat soek ons in Moses? As daar 'n nuwe testament is vir ons in Christus, omdat ons 'n nuwe skepping is, omdat ons is in 'n nuwe orde, geliefdes. Ons kan nie die goed meng nie. Jy kan nie Israel se profeseë vat en kom 'n template maak op die kerk van die Here Jesus nie. Want in Christus is daar geen Jood, geen Griek, geen vryman, geen man, geen vrou in Christus nie. Laat hy jou bou. Laat hy jou sterk maak. Laat hy kom bou wat hy is in ons. Maar kry die goed uit mekaar uit. Kry net die twee lyne uit mekaar uit. Jy is nie 'n Joodjie nie. En as 'n Joodjie hulle hart vir die Here gee en hom aanvaar as die Messias, is hulle ook nie 'n Joodjie meer nie. Hulle is ook 'n nuwe skepping in Christus Jesus. Wat hierdie messiaanse Joodjies bedoel, daar bestaan nie so iets nie. Jy's of 'n nuwe skepping, of jy's nog in jou vleis. As daar 'n messiaanse Joodjie is, dan moet daar 'n messiaanse
Afrikanertjie wees, en 'n Messiaanse Zulu'tjie, en 'n Messiaanse Tswana'tjie, en 'n Messiaanse Xhosa'tjie. Dan moet 'n Messiaanse Griek wees, 'n Portugees. Dan moet 'n Messia, want almal is in die Messias. Kry die goed uit mekaar uit. Hoekom, Elma? Want dit maak jou vry. Dit maak jou vry van 'n legio van leerstellings wat nie gebaseer is op waarheid nie. Want nou confuse ons is nou Arthur of Martha. Ons is nou Steve and Eve, want ons is vis nog vlees, want dan is jy vry, en dan is jy in Christus, en dan is dit, nee, jy mag nie dit nie, jy moet nie dit nie, en jy roer daai pot, en as jy van daai pot vreet, dan vrek jy, want dit, onthou jy, het mos die meel vergif, ja, moenie die pot meng nie, jy gaan sterf, jy kan nie net 'n bietjie wet vat, en het wil onderhou nie. Paulus gaan lees, hy sê as jy die wet gevat het, dan moet jy alles onderhou. En ons praat nie van die 10 gebooie, ons praat van die hele Levitikus, ons praat van die hele Deuteronomium, ons praat van alles. As ek en jy, Paulus sê, hy gaan lees Galasiërs 4, en gaan lees Galasiërs, hy sê, as ons wil nou bietjie besny, as ons nou 'n bietjie besny wil word, né? Dan sê hy, dan is die hele, kom ons lees, Heilige Gees, ek raak nou baie opgewonde, maar kom ons lees. In this freedom, what freedom? Die vryheid om nie weer onder die juk van forced labor, dooie werke te kom nie. Die vryheid daarvan. In this freedom, Christ has made us free and completely liberated us. Soos ek al dikwels gesê het, vryheid is nie wetteloosheid nie. Stand fast then, and do not be hampered and held ensnared and submit again to a yoke of slavery which you have once put off. Notice, it is I, Paul. Dis wat ek nou gesê het, Paulus. Hy sê, notice, it is I, Paul, who tells you that if you receive circumcision, want hy was self besny, omdat toe hy nog in die Joodjie kultuur was, hy sê, Christ will be of no profit, advantage availed to you, for if you distrust him, you can gain nothing from him. I once more protest and testify to every man and every woman who receives circumcision that he is under obligation, luister, that he is under obligation and bound to practice the whole of the law and its ordinances. As jy net sê, ek gaan 'n talit op my kop sit, of ek gaan net my snip, of ek gaan nie vark eet nie, want die wet sê ek mag nie vark eet nie, of ek moet dit of dit doen, dan is jy onder die veronderstelling, jy's obligated to keep the whole law. Jy kan nie kies wat jy wil hou nie. Jy kan nie kies, jy wil dit doen of dit doen, en dan het jy hierdie superieur geestelikheid aan jou nie. Staan vas in die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het, want hy bou jou. Dan sê hy, if you seek to be justified and declared righteous and to be given a right standing with God through the law, you are brought to nothing. And Here Jesus, laat ons hoor, and so separated, severed from Christ. Asseblief hoor wat ek sê. As jy hierdie verbond wil hou, het jy geen aandeel in die Nuwe Testament nie. As jy hier ietsiekie wil nog nakom, dan sê jy het jouself afgesny van Christus af. There's no grace in the law. There's no grace, daar's nie genade in die wet nie. So as ek myself, as ek hier nog 'n ietsiekie wil mee karring, dan sny ek myself af van genade. Paulus sê, then I have
I frustrate grace. As ons net besef, geliefdes, vanmôre, hy bou jou. Dis nie Moses wat jou bou nie. Dis nie tradisie wat jou bou nie. Dis nie godsdiens wat jou bou nie. Dis 'n persoon en sy naam is Jesus Christus en hy's die hoof van sy kerk. En as hy jou bou en ons split die goed, ons separate die goed, ons maak dit oop, ons sny vanmôre met 'n swaard, want die woord wat hy spreek is skerper as enige tweesnydende swaard en dit bring skeiding vanmôre tussen 'n ou verbond en 'n nuwe testament. En moenie karring met die ou verbond nie, want as jy karring met hom, dan moet jy elke ding nakom, dan is jy onder 'n juk van slawerny. You are bound for forced labor, en daai labor is dood, dis dooie werke, but the moment you step into Christ, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Come on. Who walks not after the flesh, but by the dictates and the promptings of the Spirit. Wat soek jy daar? En hoekom laat jy toe dat iemand jou daar sit? Hoekom laat jy toe dat iemand jou met 'n skuldgevoel terugsit daar? Hoekom laat jy toe dat iemand jou, dat as jy wegstap daar, dan voel jy minder, jy voel laag, jy voel soos bollie, jy voel soos enigiets wat nie gekwalifiseer het nie. Hoekom? Want in die atmosfeer is daar met jou gepraat vanuit 'n ander verbond uit. Want jy sal die waarheid ken. En die waarheid sal jou vry maak en die waarheid sal jou vry hou. Kom aan, geliefdes. En dan sê hy, For we not relying on the law, but through the Holy Spirit help. Ons maak nie staat op die wet nie. Jy het nie reëls en regulasies nodig nie. Hoekom nie, Elma? Want jy het die Heilige Gees. En hy is vinnig om vir jou te sê, nie so nie, Elmakie, nie so nie. Ek het nie 'n stel reëls nodig nie, want ek het hom. Hy's my helper, hy's my advokaat, hy's my intercessor, hy's my raadsman, hy is my krag en my sterkte, hy is die een wat my bystaan. He governs me. Ek het nie nodig om te hoor. Ek het nie nodig dat iemand vir my sê, ja, maar jy dit kort nog in jou lewe. Nee, Elma, jy kort meer van die Gees. Jy kort meer van die woord, jy kort meer tyd met die Here, want dis in hierdie tyd wat hy jou bou. Hy bou. En hy ruk uit wat daar nie hoort nie. Hy ontwortel die twak wat in ons ingebou is, en hy pluk dit uit, en hy plant, en hy bou. En wat hy bou, die poorte van die hel, sal nie dit oorrompel nie. Hy sê, For we, not relying on the law, but through the Holy Spirit's help, by faith, anticipate and wait for the blessing and good for which our righteousness and our right standing with God, our conformity to His will in purpose, thought, in action, cause us to hope. Paulus sê, ons maak nie staat op hierdie goed nie. Hierdie ou verbond is in elk geval nie vir 'n nuwe skepping nie. Die ou verbond was vir Israel, en van hulle wat nog steeds in daai verbond is nog steeds in slawerny, waarvan Jerusalem is 'n direkte verwysing. Dis Hagar. Want daai spul, almal van hulle wat in die ou verbond nog vashou, is slawe. Want hulle wil nie Jesus erken nie, so hulle raak nooit 'n nuwe skepping nie, want daai verbond sal met vir hulle werk. Daai verbond werk nie vir jou en my nie. Daai verbond het geen werking op jou en my nie. En die Nuwe Testament transcends die ou verbond. Come on! Is 'n beter verbond wat van beter dinge spreek, omdat dit deur die bloed van Jesus kom. So met ander woorde, geliefdes, al is die slawe nog daar, en hulle staan nog op hierdie verbond, en ons kan sien hoe werk hierdie verbond se goede.
nog vir hulle. Ja, maar wat van ons? Ons het 'n beter testament, ons het 'n beter verbond. Die beloftes, die werking van die transcends, dit oorskry, dit gaan verby hierdie ou goed, want die nuwe skepping in Christus is nie gebonde aan hierdie verbond nie, want hierdie verbond is in Christus vervul. Kom aan. Here Jesus, help ons om te besien, help ons om te sien. Help ons om te sien, moenie die goed meng nie. Jy is nie Israel nie. Wat hulle doen het 'n effek op die wêreld, yes. Wie met hulle wil fight met hulle, yes. Maar as jy en ek in Christus is ons vry van hierdie goed. Jy selfs in 'n ander ekonomie, kerk. Jy's in die ekonomie van die koninkryk van God, waar daar geen einde is aan nie. Maar nou fokus ons so op wat fisies om ons gebeur, en die goede maak julle bang. Die goede kom interfereer met julle vrede. En die goede kom maak dat jou gedagtes, jy raak bekommerd oor die generasies wat kom en oor die kinders, en nou wil jy in vrees. Geliefdes, is die evangelie, nie 'n ander woord vir die evangelie, die blye boodskap nie? Is die evangelie van die koninkryk nie die blye boodskap nie? Hoekom wil ons nou daai goeders in die koninkryk intrek? Hoekom wil ons daai goed in ons lewe intrek? Ja, dit is maar God, as ons in Christus is, hy tel ons op, want ons, luister wat sê hy, Galasiërs 4, ag Here Jesus, but the Jerusalem above, the messianic kingdom of Christ is free, and she's our mother. For it is written in the scriptures, rejoice, luister, rejoice, O barren woman who has not given birth to children. Break forth in joyful shout, you who are not feeling birth pangs, for the desolate woman has many more children than she who has a husband. But we, brethren, are children, not by physical descent as was Ishmael, but like Isaac, born in a virtue of promise. Yet, just as that time the child of ordinary birth, born according to the flesh, despised and persecuted him who was born remarkable according to the promise and the working of the Holy Spirit, so it is now also. Wat sê hy? Die een wat nog in slawerny is, vervolg die een wat vry is. En dis waar die vermenging ook inkom, want as die een wat in slawerny is jou kan bang maak, dan is jy in gevangenskap. Maar die een wat vry is, die nuwe skepping, is veronderstel om te sê, hey, ek is nie deel van jou party nie. Ek is nie deel van jou toekoms nie. Ek is nie deel van jou ooreenkoms nie. Ek is nie deel van jou erflating nie, ek het 'n Nuwe Testament. En dan sê hy, but what does the scripture say? Cast out, luister geliefdes, cast out and send away the slave woman and her son, for never shall the son of the slave woman be heir and share the inheritance with the son of the free woman. So, brethren, we who are born again are not children of a slave woman, the natural, but of the free, the supernatural. Wat is die opdrag, kerk? Cast it out. Gooi uit die ou verbond, gooi uit die slawerny, gooi uit die vermenging, want solank as wat jy dit vermeng, gaan jy en ek nie kan erf nie. Wat is die volgende skrif? Onthou, die briewe is nie geskryf in hoofstukke nie. Die briewe is nie, dis vir ons, terwille van verwysing, is die Galasiërs en al die boeke is opgedeel in skriffies en hoofstukke, sodat ons maklike verwysings kan kry. Maar volgende, luister, hy kom uit, so brethren, we who are born again are not children of a slave woman, the natural, but of the free, the supernatural. In this freedom, Christ has made us free.
and completely liberated us, stand fast then, and do not be hampered and held ensnared, and submit again to a yoke of slavery which you once put off. En maar wat sê jy vanoggend? Geliefdes, separate, deel die goed. Jy is nie Israel nie. Ek is nie Israel nie. Al is ek Israel gewees, is ek in Christus 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Het Jesus nie gesê, kyk, ek maak alles nuut nie? So met ander woorde, ek kan nie my kultuur wil insleep in 'n nuwe skepping in, net omdat ek dink ek het beter voordele nie. Kom aan. Dis 'n nuwe skepping of is nie 'n nuwe skepping nie? Jy's of in Moses of jy's in Christus, of jy's in die wet of jy's in genade, of jy's in 'n ou verbond of jy's in 'n nuwe verbond of nuwe testament. Kom aan. Jy kan nie in twee wees nie, jy kan nie in twee met jou een been hier staan en een been daar. Jy kan nie wil Jerusalem toe trek, want daar gaan die Here verskyn nie. Die Here gaan kom, maar hy gaan kom met elke oog hom sien, hoe hy kom deur sy kerk. Until Christ is formed within you. Die nuwe Jerusalem, waarvan hy die lig is. En hy sê vir ons, as jy 'n bietjie hier wil karring en jy wil bietjie van die hê, dan moet jy die hele spul onderhou. Dan het jy jouself afgesny van Jesus af en sy genade. You are separated from Christ. En mag die Here ons bewaar, dat ons nooit separated wees nie, want hy sê, nothing shall separate you from the love of Christ. Maar deur die wet kan ons sny van Jesus af, en dit wat hy vir ons vervul het. En die Nuwe Testament wat in sy bloed is. En nou sê Paulus, hy sê, for we do not rely on the law, for if we are in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith. Dis nie wat jy gedoen het nie, of wat jy nie gedoen het nie, dit is jou geloof. Geloof in wat, Elma? Dat hy vir ons die prys betaal het, dat hy gesê het, hier is die Nuwe Testament in my bloed. Drink dit en onthou. Eet dit so dikwels en onthou. Moenie gaan karring met die slaafse goed nie. Dit is nooit vir jou bestem nie. Nooit vir jou bedoel nie. Hy sê, hy sê, by faith, activated and energized and expressed and working through love. You were running the race nobly. Who has interfered? Who has interfered? Wie het ingemeng met die resies van geloof? Wie het ingemeng met jou resies met genade? Wie het kom interfereer en wie het jou kom sê, nee, dis nie so eenvoudig nie, dit kan nie so maklik wees nie, jy moet dan iets doen, jong. This evil persuade, kyk wat noem hy dit, hierdie ding wat met jou kom interfereer, hierdie ding wat jou wil terugdruk in die slaafposisie van 'n juk wat op jou geplaas word, van diensbaarheid, jy moet nog dit doen, hy sê, this evil persuasion is not from him. This evil persuasion, hierdie onheilige oortuiging is nie van God nie. Is nie van hom af nie. Hierdie bose oortuiging, dat jy moet teruggaan en weer iets doen, is nie van hom af nie. A little leaven, a slight inclination to error, or a few false teachers. Kom aan. Waarna kyk jy so magtig en kragtig op Facebook? Waarmee is jy besig? Wie gee jy reg toe om inspraak te gee in die huis wat Jesus bou? Waarna kyk jy? Volg jy al hierdie famous and great and famous preachers? Waarvan as jy mooi gaan luister wat hulle sê, het hulle eintlik niks te sê nie. Hulle deponeer net vrees en onsekerheid in 'n mengsel van die twee goede. Die woord sê, Paulus sê, be careful what you build on the foundation.
Wees waaksaam, wat laat jy toe? Na wie kyk jy? Wat is vir jou aantreklik van predikers? Is dit hoe hulle in krag beweeg? As hulle blaas, dan val die mense om, of die bloue kies en die hele gemeente val om. Dis alles deel van die Heilige Gees, maar is nie al van die Heilige Gees nie. Het hulle hierdie teorieë en het hulle hierdie leerstelling wat jou vasvang en interesseer, hoeveel van daai goede wanneer jy luister is waarheid? Hoeveel van daai goed versterk die Nuwe Testament binne in jou? Of hoeveel van daai goed maak jou onseker, want daar's 'n mengsel nou tussen Moses en Christus? Kom geliefdes, ekskuus, ek is kwaai vanmôre. Ekskuus. Maar ons kom by tye en plekke in ons lewe, en die woord sê vir ons in 2 Korintiërs 3, hy sê wanneer die vuur kom, dan word onthul waarmee het jy gebou. Watter vuur? Nie die hel nie, dan is dit te laat. Die vuur van die druk van die lewe. Die vuur as jy alleen is en jy lê op jou bed, wanneer daai gedagtes kom, die vuur as jy in 'n geselskap sit en hier is hierdie vermenging, dan word ontbloot. Waarmee het ek gebou? Het Christus my gebou, of het ek met twak gebou? Het ek met 'n mengsel gebou? Van hooi en strooi en stoppels? Of het ek toegelaat en gesê, Here, dit klink dalk nie so sensasioneel nie, dis dalk nie so interessant nie, dis dalk nie so, maar ten minste is ek as 'n gebou op 'n rots, en wanneer die wind kom, en wanneer die storm kom, en wanneer die vloed kom, dan bly my huis staan. My huis soek nie onder die eerste aantuiging, of oor die wêreld gebeure, of wat daar buite gebeur, my huis is op 'n rots, want hy het my gebou. Kom aan. Moenie ingetrek word in gesprekke van wat vrees en onsekerheid bring nie. En jy wil terugdruk, nee, jy moet jou rok skoon kry. Nee, die Here kom en hierdie bruid, kyk hoe lyk jou skoene, kyk hoe lyk jou soem, kyk hoe lyk. Wat wil jy hê moet ek meer doen? Ek is in hom. Hy sê, dit is hy wat my heilig. Dit is hy wat my heilig. Nou staan ek hier met die soem, en nou skrop ek die soem. Want wat? Ek moet iets doen. Kan ek nie net sê, Here Jesus, kom was my met die bloed. Kom reinig my. Kom heilig my nie. Hoekom wil jy die stoom skrob? Hoekom wil jy die sluier uitspoel? Hoekom wil jy die bootse, nou is die warrior bride met die rok en die gumboots of die soldaatbootse. Die woord van die Here sê, hy beklee ons met robes of righteousness. Maar ons wil nog iets doen. Embrace. Kom geliefdes, kom net soos vanmôre, kom net in. Asseblief, kom tog net in. En embrace wat hy vir jou gedoen het. Ontvang wat hy vir jou gedoen het. En laat sy bloed jou was. Witter as sneeu, al was jou sonde soos skarlaken, hy was ons witter as sneeu. Witter as sneeu. Daar was 'n koortjie, witter as sneeu, witter as sneeu. Ek hoor hom. Hy sê, for my part, luister, a little leaven, 'n klein bietjie suurdeeg, 'n klein bietjie suurdeeg, a slight inclination to error, or a few false teachers, leavens the whole lump. It perverts the whole conception of faith, or misleads the whole church. Moet dit nie onderskat nie. Moenie onderskat waarna jy kyk nie. Onderskei waarna kyk jy. Waarna luister jy? Wie se stem is in jou ore? Wie laat jy toe in jou binnekring? Wie gee jy die reg om inspraak te gee? En jouself ook. Waarmee is jou kop besig? Hoe praat jy met jouself? Praat jy nog met jouself soos een wat in slawerny is, of praat jy die taal van die nuwe skepping?
Hy sê, for my part, I have confidence towards you in the Lord, that you will take no contrary view of the matter, but will come to think with me. But he who is unsettling you, whoever he is, will have to bear the penalty. Sien julle? Dis wat Jesus gesê het, as iemand kom interfereer, jy weet, hy sê, dit wat julle aan die minste van my doen, sit 'n meelsteen om sy nek, gooi hom in die rivier, want hy interfereer nou. Daai bietjie suurdeeg is in staat om jou in 'n hele valse leerstelling in te trek. For you, brethren and sisterkies, were indeed called to freedom, only do not let your freedom be an incentive for your flesh, and opportunity or excuse for selfishness, but through love you should serve one another. As jy nou die wet wil hou, dan sê hy, for the whole law is complied with one precept, you shall love your neighbor as yourself. Hoekom wil jy dit aan ander doen, as jy dit nie aan jouself wil gedoen hê nie? En hoekom wil jy dit aan jouself doen, as Christus dit nie aan jou doen nie? As Jesus dit nie van jou verwag nie, hoekom wil jy self daar gaan? Amen. That's it. Wees vry. Geliefdes, wees vry. Staan dan vas. Kom ons staan, en ons gaan dit sê. Ja, staan vas, broers en susters. Sê saam met my, staan vas. In die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het. En moenie weer onder die juk van die ou verbond of die wet, slawerny, sonde natuur, kom nie in die naam van Jesus. Amen. Amen. Dis ons gebed. Mag julle geseënd wees.